Trou is die begin van 'n reis. Een wat dikwels vol hoop en drome begin. Maar na die trouklokke stil word, wag die werklikheid, kompromieë, uitdagings, misverstande en dieper liefde as wat jy ooit gedink het moontlik is. Trou is die perekoop nie. Neem jou saam met die eerlike en soms snaakse en soms pynlike verhale van huwelike. Die mooi en die moeilik. 'n RSG Bekbazaar waar ons oop kaarte speel oor hoe dit regtig is om saam te leef. Die perekopie, waarna jy luister, as dit jou eerste episode is jy laat. Van die is die laaste episode van reeks 1. Kan jy dit glo? Ek en sy was nou al hier vir 20 episodes. Ek kan dit glo, kos my logs sê vir my message het ingelog, uitgelog. Ja nee, ek kan dit goed glo en ek die jare en die grys hare hier in my hier voor by my hairline. Ek voel self ek het 'n paar grys hare gekry dat ek met jou gewerk het. Omdat dit so 'n plesier was. You know what I mean? Yeah. Ag ja, nee, ek het maar niks om te sê. Ek is klaar gewees. En baie happy for that. I've earned it. Okay, ek gaan net omdat Sadiq vir jou gebuffer het, gaan ek vir jou uitlos, né? That's my man because right there. Daai was 'n compliment. Maar ek's fine. Ek's fine. My therapist is op speed dial. Ek gaan met hom connect hierna om alles wat jy gemaak het te eradicate. Maar kom ons terug na die waarheid toe. Yes. Vandag se episode is ietsie waarna ek nou al so lank al uitsien because, you know, the hair, die hare, hoe 'n man lyk op jou troudag. Ja, reeds. Ja, daai foto's is forever, man. Sure, man. Forever. Ja, forever and a day. En so is die bad hairstyle ook forever op die vouere. So as jy nie seker is van hoe dit lyk nie, wat jou hare gaan doen nie, en sommige van ons het nie baie hare nie en dan wil jy goed te try en dan wil jou hare dit nie doen nie. Sure. So soos baie mense wat mos begin wat op 'n dieet gaan voor hulle trou. Ja? Baie mense wat sekere eksperimente doen met hulle hare voordat hulle trou maande en weke voor die tyd. Sommiges werk, sommige experiment werk glad nie. Yeah. Ons het 'n man saam met ons. Hairdresser to the stars. Ek ken hom nou al 'n paar jaar. Ek dink van baie jare nie. So hoor hy mens stem baie jare. Ja nee, ons moet op die draad skryf. Hoorie, jy nee, so 'n ruk terug. Hy was early 2000s meet ek vir Sadiq by 'n photoshoot. Okay. Nou is ek op 'n ding genaamd Bellbox. Ek weet nie of jy van Bellbox kan. Is voor jou tyd, né? Nee, ek ken van Bellbox. Maar daar was 'n salon en vir my extensions ingesit het, né? En die mense try my hare reguit te blou. Maar ons hare is special. Yes. Dit wat 'n special hand. Come on. Om die draad siepglad te kry, hier uit die root uit, né? Ja. Tot op daai stadium met die mense wat die extensions ingesit het, dit glad nie reg gekry nie. Ek kom by die photoshoot aan, ek sit in hierdie man se stoel, for the first time. Come on now. I see what the Harriet can do. Come on. What it can look like. What it can be. What it can ease. What it can ease. Come on now. So toe ons dink aan hare toe gaan ek ken iemand bitter. Om hier te gesê, the man. Sure. Sadiq Rycliffe. Dankie. Multi-award winning hair stylist, visionary. Sure. Hy werk met al die who's who in the zoo en ons is hier in hy zoo nie because ons is outside. Hy is inside, so hy sê saam ons Sadiq, is lekker om jou hier te hê. Ag baie dankie mate. Vir my is dit 'n groot plesier. Weet jy wat, net die bra praat met niemand nie, so ons is baie special dat hy hier is. Hy's 'n baie selective. Ag nee, ek sal nie sê ek is selective nie, man. Is nie, I'm not good at this, you know, because ek artikels sê op pad hierna toe te klaar begin bewe. Ek sê, Here Vader, help my tog. Sadiq, kan ek dit sê die volgende. As ek na die barber toe gaan, ek dink daai is die lekkerste tyd vir 'n man, want jy kan lekker gesels. You know, you get to meet new people. Net soos met jou dink ek, die salon, ek weet jy werk aldag in 'n salon nie, maar ek dink jy moet dit net sien as jy sit met iemand en jy doen hy persoon se hare en ons gaan lekker gesels. Ja, my. Ja, so dis so move. Dis net 'n one-on-one. Dis so move. Ja. Ons eintlike gesprek hier in Troue se Perekopie gaan oor die troudag, die troue, die huwelik en wat. En ek dink
as jy nie mind het, kom ons begin sommer daar by snaakse stories, because ek dink dis die ding wat my opval van mense wat hare doen. Ja. Dis amper 'n therapist ook vir mense, man. Hulle vertel jou allerhande goede in jou stoel. Wat is die wildste storie wat iemand jou alkohol vertel het, of wat die ding wat hulle wil gedoen het met hulle se hare, en jy weet, meisie, 'n bob is nie vir jou nie. Nie by jou gesig en nie by jou draad nie. Ag, jy weet, dit is maar hoe kan ek dit nou sê? Jy weet almal maar nou die beste lyk op daai dag. Yes. Ja, so jy gaan maar daai nou, you're gonna get into that conflict with him, you know? Ja. Al sê jy nou vir hulle whatever jy dink gaan nou reg is vir hulle. Ja. As hulle besluit op iets, that is what it is. En jy moet nou net seker maak, you can execute that thing for them. Maar daar is tye waar dit regtig nie kan gebeur nie. En dan is dit, ek moet sê, dan is dit nogal 'n bietjie van gemors. Nee. Sê my gou Sadiq, het jy soos hulle baie keer is met 'n fotograaf, het julle soos julle het 'n sessie voor die tyd, you know. Is daar sessies dat julle soos 'n trial en Ja, die was in die ou dae wat ek nou van praat. Hier, daar was baie sulke such incidences. Waar hulle net sê, ons soek die en ons soek dit, maar jy het hulle nooit gesien. Die is nou voor social media en cameras en goed. Op die dag loop jy jou vas, kan ek jou vertel. En wat doen jy? You must just make what happens. And meeste van die tyd, they're not happy with your decision, but I've never ever had a major incident. Want ek sal altyd seker maak, no matter wat jou hare is, we will work with it en gaan maak, jy gaan die beste lyk as wat jy kan. That's my thing. Sadiq, kyk, ek wil eers by die begin begin. Kan ons by die begin begin? Ja, of course. Waar het die liefde vir hare begin? Hoe het jy geweet, dis wat ek wil doen, jy het miskien jou ma of jou auntie gesien, gereelde doen, jou pa. Dit is nogal baie snaaks. Jy weet, so waar het begin? Almal wat my ken sal jou sê, ek wil eintlik net met diere gewerk het, en ek wil nog steeds, en ek hoop ek kan so aftree, jy weet, op 'n plaas met my eie diere en so aan. As gaan nog 'n stories om diere se hare te doen. Jy het sommige honde wat met blou waves rondloop ook wil vir jou sê. Ek het sulke honde gehad, wat ek so gecolor en geblou draai en al die goed gedoen. Ek het 'n joke gemaak. Nee, ek het, my 2 Maltese poodles was elke weekend 'n different color. Oh wow, look at this, Maar ook dit het alles gebeur, ek was nog op skool dink ek, en ek weet wat, ek sê altyd vir die mense, I didn't want to be a hairdresser. Hairdressing found me. Come on. Ja. Sure. Het was net, I don't know what happened, en hy was net 'n tyd in my lewe, ek dink ek was 'n tiener gewees op die tyd. Ja. En daar was 'n salon wat ek my hare, ek het nooit eintlik my hare gaan doen by 'n salon nie, maar langs aan die salon was die barber, nou my pa het my elke barber toe gevat. Maar toe is ek nog so obsessed met die hairdressing story. Sure. Toe ontmoet ek nou die mense in die salon. Anyway, toe dink ek, ag nee, gaan maar nou hier uithang nou. Jy weet ek is moslim, so ek moes nou na skool madrasa toe moes gaan in die middag. Ja. Elke middag is ek by die salon. En ek wou nou net gebeur het hoe om hare te doen en al die. Toe begin ek nog net hare te blou daar en so. En ek was maar nou 15, 16 jaar oud op die tyd. Jo. Before I knew it, ek lieg nie vir jou nie. Toe sê die vrou van die salon, ag hier, hulle was so besig eendag. Ag, can you just cut this woman so quickly en hy sal 'n regte ding doen. Toe sê ek sonder training. Sonder niks training. En ek doen dit toe. I'm not gonna lie to you, dit so mooi uitgekom. It was such a great success. Dit was 16. By die tyd toe ek 18 of 19 is, toe ek 'n clientele wat ek nie, I couldn't handle it after. Toe kon jy al afgetree op 16. Yes, Eie salon. Nee, van 16 tot 18, 19. Soos ek jou sê, en ek lieg nie vir jou nie. Toe het ek 'n clientele wat jy sal nie verstaan nie. Toe na dit, dink ek, ag ja nee, los maar die diere vir nou. Then I went into hairdressing fully. By the time I was 25, I had my own salon. Ek weet nie of julle onthou Fordsburg en Hy is nog steeds daar. Yes. Fordsburg, ja. Ag ja, ek het eers gewerk vir iemand, vir ek dink 4, 5 jaar, en toe dink ek, ag nee, laat ek nog my eie gaan, want I was running the show. Elke client wat gekom het, was vir my. Toe maak ek maar nog die salon toe ook. En
It was beautiful, it was lovely, alles was perfek. Sure. Maar ek het nie gerus nie. As jy nie 'n appointment met my 3 maande in advance gehad het nie, kon jy nie ingekom het by my nie. En ook nie net dit nie, al was daar 'n cancellation, as ek omkyk aan sit daar mense daar. En op dieselfde tyd het ek nog net begin in die shoots, die soort Filmmaking, yes. Commercials and photo shoots, yeah. And obviously I then found a new love for this because, you know, it was very glamorous and the whole thing changed. Maar my hele lewe was nog in die salon. Maar ek meen, het is so eer geraak agterna dat ek couldn't handle it anymore. As ek vir jou sê, ek het weggehardloop van geld om geld te maak. Sure. Dan lig ek nie vir jou vandag nie. Ek kon dit nie gehandle het nie, regtig waar. En nou, toe dink ek, ag, nou die shoots betaal nou, ek werk vir die hele dag vir die amount geld. Hier doen ek 1 of 2 mense en dis meer geld. I'm out of here. And that's how my story began. And so the commercial bug bit him. And that's how I got into the industry. But also I want to say, in South Africa, honestly speaking, ek was die heel eerste mens van kleur. Come on. Person of color in the industry when it was a very, very white dominated industry. Yeah. So yeah, and for like 12 to 15 years, I was the only non-white running the show here in Cape Town. En hy commercials is huge in die Kaap. Dis 'n Glo my, ja. Ja, nee. And that's how it all began. En dan like, because ek weet weer onlangs ook was jy by die Miss SA pageant waar jy hulle hare Ag nee, in South Africa doen ek al oor 25 jaar. I know. I mean, Suzette van der Merwe was my first experience on the South Africa. Ja. Nou, ek kan nie know of you say hoe lang dit. Ek dink dit was in die 80s, né? Yes. And that was my first experience, but I wasn't the main stylist, ek was maar net 'n hairdresser. En oor die jare, I became HOD in South Africa for many years, including this very year. HOD. Head of department. Where I designed the looks and all the decision maker. En al die goed, ja. En as Maar ek kom nie net by op daai South Africa nie, baie groot projekte soos Face of Africa. I mean, we started Face of Africa met Jan Malan, 2000. I remember. I was there. Yeah, you remember that time, right? 25 years ago. Ja, maar Ja, en ons is 2 jaar oud gewees ek. Ja, maar en 2 jaar uit Johannesburg. Ons baie jare sê nog hulle nog lekker sien om te sê. Ons almal betrap of But yeah, no, I have to say. say, ek het wow. baie goeie, very good lifespan in this industry. But now I'm looking at other things, you know, like I said, next year I would like to go back to salon because now it's a whole other thing. Ja. So wat ek nou gaan doen, man, ek kry elke dag, ek kan jou iemand wys op my phone. Ja. Like soos boodskappe en messages en requests van up and coming young mense wat wil leer, you know. En ek het mense geleer soos by different soos academies, jy weet, hare academies en goed. And it was because to feel for me, but I thought, oh, thanks for the idea. Ja. And then so I decided, okay, volgende jaar, 2026 is going to be this year. So I'm going to do salon, and then also part of it, I'm going to do training school. Siddiq, ek het 'n baie groot vraag vir jou. Maar ek weet jy gaan dit maklik antwoord. You know, is nie te groot nie. Ek bedoel, jy sê nou toe jy 16 was, jy het in die salon begin. Hoe was daai oomblik toe jy vir jou ouers moet sê, kyk, this is what I want to do. Obviously, my pa wou dit niks gehoor het. Sure. He wasn't having it. Toe hy hoor, because ek dink his ouens is buite wat only the first grandchild, die oudste seun. En nou sy nog 'n hairdresser en hulle het die groot drome van my om 'n dokter te wees. Jy weet mos maar hoe was dit in die daar. En ek was met nee, he wasn't having it. Hy het my gefix hoor, want die storie dat ek jou vertel. Maar die beste part van alles, nou het ek nog begin nou die sel en nou wil ek mos nog nie weer barber toe gaan nie. Ja.
dink ek nie, ek gaan nie weer my hare soos nie, maar my pa los my toe. Kom so, is toe eendag my hare lekker geblou draai en het mooi, jy weet, gesny en geblou, so George Michael vibes. My pa sê, niks, ek kyk my net so, en jy gaan slaap. Die oggend toe ek opstaan, die hele stuk hare hier uitgesny. Ja, ons ouers is baie passive-aggressive, né? Yes, hulle was so old school, maar nee, my pa is nie. Maar ek moet sê, en vir jare was het so, you know, we just didn't get on. En ek dink ook, dit was part van hoekom ek hier gebly het in Joburg en nie toe Kaap toe gegaan het. Because hy wil net my lewe 'n hele ander, and he wanted to see it in a different way, which wasn't me. So I went down to Cape Town, was ek daar vir 2 maande, toe vraag my collega, eintlik my baas op die tyd, sê ek, I can't handle this Cape Town, please just get me back, but now I'm still very young, ek is maar nog, ek het nie geld nie, ek is daar met my ouers, wat doen ek? Die vrou sê, oh no, you can't be in Cape Town, let me just buy your ticket, come pick it up there, because I was nog nie internet en al die goed nie, gaan net daar jou naam, jou ID is daar, gaan tel die ticket op, and that's it, en toe kom ek terug, en Bob sê, uncle, ek het nooit weer teruggekyk nie, en ek moet sê, in al die drama met my pa, he was so proud eventually. Come on. Ek kan nie vir jou sê hoe proud was Kyk, sy seun vat en al die mis-essays, man. Wat 'n ouer gaan nou nie praat as daarop. So die ding wat vir my ook opval nie is, like, ek lag altyd, 'n vriendin van my sê, ons careers het begin BC, before computers, cellphones and condoms, en nou ook COVID, ne? It's like a long time. Sy moet nou mos, ons is allemaal post-COVID. Maar daai was 'n ander tyd, né? Jy sê nou daar is vandag bietjie die internet en daar is fotos en wat, maar waar destyds teenoor vandag kry 'n stylist hy vision om het en dan nog te execute ook en op die verskillende draad, nê? Hare het mos 'n ander way van val. So daai combination van jou vaardigheid, jou skill en die klant wat hier voor jou sit en sê ek soek daai styl. How do you do that? Do you know what? I swear to God, I'm not going to lie to you, Eloise. It just happened for me. Soos ek sê, hairdressing found me. Ek kon net hier voor my gesit en ek net geweet wat om te doen. Ek kan nie vir jou sê hoe dit gebeur or what happened. I can't tell you how it happened. I just figured it out and that is what it was. As iemand my iets geleer het in hare, dom. Niks, nothing would sink into my bloody head. Ek het die hele ding uitgefigure op my eie. En wat my ook, wat my gemaak het. Ek het dit 'n era gekom in die 80s wat onthou ons mense het ware ingedryf, geswol en al. Roller. There was no wat. Toe begin 'n blou draaiing uitkom. Ek sal nooit vergeet nie. And I think that was my gap. Want toe ek die eerste mense hare blou, ek ken met die ken met die Tintinanis. Ek sal nooit vergeet nie, die vrou se hare was ek het blou. Sy sê vir my, no man, you have to roll my ek sê, no, can I just show you something? En nou ek blou toe hare. Ek het amper iets oorgekom. She burst out in tears, ek kon nie glo nie. And that was it. Van daai af gone. Toe weet jy bara, hy weet wat om met hare te doen. Ja, en ek kon nooit dat iemand my leer. Ook behalwe kleur en sulke goed doen, because that's very technical, you know, you have to go and learn, you have to study that side of hairdressing. But other than that, styling en al die goed, nee, it just came to me. I feel very blessed met die ander, regtig waar. Wat se secrets vertel hare wat mense nie weet nie? Maar ek moet sê, ons het sulke fantastiese hare. Ek weet nie hoekom. Why is it that our people always want their hair straight? You are born with the most beautiful textured hair. And there's a whole array of different types of hair in our communities. Maar nee, jy almal wil straight en glad. Ja, maar ek dink there's now a new movement happening where people are going natural now. Finally, and it's not a lot of people, but at least it's a starting point, and that goes across the board. Ek sien dit. You know, with the ethnic and with colored and all types of hair, people are now finally actually now accepting and loving what they is and what they are, And on that note, this is why I want to say, so I have this friend of mine.
I know you're not supposed to speak about products, but I would like to give her this one. Yeah. It's, I mean, she's come a long way. Yeah. It's been like almost 10 years in the making, and the product is called The Perfect Hair. Ek dink ek het dit al gesien. Yes. Ag Here, die vrou het daarom so baie ingesit en kan ek vir jou sê, I went to a launch now about a month ago. She has come up with every possible thing that you can think of for our type of hair, and that's for black and colored hair. Sure. Yeah, no, everything, eh? Whether it be for, let's say you're going to the beach or you're going to the ocean, there's a product for that, where your hair won't, het sal nie, Gaat nie mins nie, gaan nie huis toe gaan nie. Ja, because die product is gedesigned vir die type weer. Then there's a product for, okay, natuurlijk nie vir die reën nie, maar for all weather types, you will find that in that one range. I can tell you that, and I can guarantee you, because I've been working with it now for plus minus a couple of years now, and I'm a great believer in that. But what I'm saying, it's not much styling products. Yeah. However, it's just meant for curly hair, for our type of hair, you know. Yeah. Our type of curly. For our type of curly hair. Hoorie, ek onthou 'n tyd sorry Solomon, man, jy het nie baie hare nie, so ek dink jy gebruik baie products, maar Ek het hare op my tande. Jy moet dit om saam met te kan werk en leef. Hoorie, een van die goeie Sadiq wat my altyd so fascineer toe ons jonger was, was daar nie products vir curly hair. Ons het byvoorbeeld baie conditioner opgelos, né? So jy het potte en potte en potte conditioners. Die shampoo staan nog daar. Dan is jou conditioner al 2 dae gelede. En wat ons nooit geweet het van die conditioner wat jy so die hele tyd in jou hare gelê het jou hare so uitgedroog, jou skalp uitgedroog. Gedamaged. Dan het jy gesit met droë skalp, dry skalp en skilfers. Dan dink ek dit skilfers maar. En jy dink, ag nee, die conditioner is eintlik. No, it's not. We had the very wrong concept of conditioner en tot vandag toe. Conditioner, you only keep in your hair for 2-3 minutes en dan spoel jy die goed uit. Mense los hy vir 30 minute. Of langer. Ja, 30 minutes is nog okay. Maar die wat jy gaan slaap met en hou het in jou kop, jy gaan sien jou hare gaan so droog is en jou kopvel gaan altyd droog wees. Jy kan nie conditioner gebruik nie. Now, once again, you know, there's products now that you can use, which is called a leave-in conditioner. Leave-in, it's designed especially for that reason. So that is a condition. It's not really a condition. It's just a treatment because it werk op jou scalp en het werk op jou hare, maar nie soos 'n conditioner. It's just a word. Leave-in conditioner. Maar het is eintlik soos 'n therapy, soos iets vir jou hare. It's something very good for you. Maar on that note, jy kan dit ook nie inlos nie. So vanaand as jy by die huis kom, spoel jy goed uit en dan los dit uit. Maar daar is so baie produkte. I mean, I'm a big believer in natural product. So ek sal vir jou sê, wat jy moet kry. Daar is nou al die olies, black seed oil. Jamaican seed oil. Nee, black. Wag, daai is yes. Black seed Kyk hoe skryf ek neer. Kyk hoe ek sit hier in die klas. Julle, sit hier in die klas. Black seed oil, ja. Wat maak man daarmee? Moroccan oil. So wat maak man met black seed oil? Nou die black seed oil is so amazing. Nee, jy spoel mos na jou hare uit, né? En dan al wat jy doen en veral in 'n geval as jy dun hare het. Ja. Die black seed oil en die Batana oil. Waar kry jy daai? You can now get it at Discount. Ek like it. Soos batana, nee. Batana olie. Okay. Wat jy doen met daai rosemary olie. Rollers? Ja. Nee, rosemary oil. Rosemary oil. Ek wil sit die rollers in my olie. Die mixture, you boil it. What? You boil it and simmer it for like 15-20 minutes. Let it cool down and you massage it into your scalp. And that you can do every second night. Is daai 'n trick van jou af of was daai die instructions op die ding dat jy het met oil? Nee, dis is my trick wat ek self, want dis is, ek gaan jou nog alles sê. Hoorie mense, maar dis my eie goed. Hierso, jy moet dis my eie goed wat ek so oor die jare
I discovered on my own, you know what I mean? Ek kan nie of jy alles sê nie. Of course, of course. But that's why I boil it in the near future, I'd like to have my own product. Of course. But ek sal sê these three are the main ingredients for if you have like problematic hair. Let's say you have a receding hairline, dun hare na pregnancy, your hare val uit. That's the thing. And you can just book in your conditioner. You can mix it in your conditioner. Wow. So when you wash your hair, you sit it on, put the plastic up, maybe leave it for an hour, and then rinse it afterwards and massage your ankle. Wow. And then you go into the styling, obviously. Maar jy hou nie daai goed in jou kop in vir 'n paar dae en al dan, because none of this is designed for it to stay there, if you know what I'm saying. Come on. None of the conditions. None of it, because again, onthou, dit sit op jou kopvel, né? En nou begin jy nou die kopvel onderdroog, uit te droog. En dis soos amper soos petroleum. You know, it doesn't not all of them penetrate. So that could be very harmful then. Daai bring nou weer die skilfers en allerlei ander goed aan. So everything is good, but within reason. Niks as jy, nothing you must kan jy op jou kop los as ons opgegroei het met 'n hele dag conditioner. Rol hy hare is nog droog as jy daar klaar is, you know? Sadiq, hier is my vraag, man. Kykie, relax die mense nog hulle hare vandag. Doen mense nog relax hulle nog hulle hare? Ja, man, daar is mense wat nog net nie, you can't stop it. Even though relaxing now, it's passé. Okay, ja. Maar relaxing is nie meer ding nie, want daar was nog nooit iets wat goed uit relaxers uitgekom het nie. Say it again, sir. Nooit was daar iets goed nie, because wat gebeur met relaxer? Dit lyk net mooi vir die dag, die week, die maand. Jy. If you don't follow up with this whole thing, and then eventually you're into loop jy in 'n muur en vas. Daarna niks gaan gebeur nie. Jy moet die hare alles weer afsny en weer van voor af begin. Dan breek jou hare af. Relaxer is die ergste ding wat jy ooit aan jouself kan doen. Straightness and relaxers. And I'm also not big on these Brazilians and all this nonsense, because that is ook I'll say it's alles chemicals. It's all chemical at the end of the day. There's nothing natural. Think about it. Wat 'n natural goed te gaan jou hare van cruise to straight. Think for yourself. Die krag van die chemical. En wat nog erger is, nou moet jy die ding uitstryk met 'n yster. Ek glo nie as enige iets meer damaging as chemical plus heat equals damage. Yeah, it's so damaging for our hair, you know. Ek sal nooit vergeet die man. Ek het 'n storie om te vertel. Kan jy my storie vertel? Vertel jy jou hare storie. Ek wonder wat kan Solomon sê. Kyk, my ma was in die werk, né, en my broer se vrou, sy het hare gerelax. Ek was nog op skool. Ek dink ek was en my dad het genoem standaard 8. Sy was nog in die graadjare. Maar my dad was standaard 8. Ek is actually die standaard. So graad 10 vandag. Graad 10. En toe sê ons, kyk eens meer van dit aan ons hare ook, you know, en toe doen sy het. En het was vakansie, maar kyk jy, Sadiq het ons vir jou cool gelyk. Spikes, my broer. Was it spikes? Wat dink daarvan? Toe het begin uitrol, hoe lyk dit? Ja, dis bad. Dis so, jy moet dit dadelik afskuif, want jy wil nie so rondloop. Maar my ma was kwaad toe sy die werk uitkom. Van my skoonsister het dit gedoen sonder haar permission. Yep. Ons was so excited. But you know, it was also a mindset back in the day. You know, it had a lot to do met die gedagte van die tyd. Absolutely. But we're no longer there. So I think you must just embrace what you eat and work with it. And that's miljoene produkte that works for you. Absolutely. I mean, tot op jou hare, so kort soos dit daar. Nou, Sadiq, so like as ons nog goed terugkom na die troue move toe, nê. So ek weet baie bruide vernaam in ons community wil nie met ons natural hare op die troudag verskyn nie, né? Selfs al is sy 'n embrace of her natural curls, sy doen die hele curly routine, maar daar's nog steeds hierdie, ek weet nie waar die tradition van haar kom of dis 'n hele ding wat ons ek kan oorkom. Ons moet ons hare, ek onthou 2000 and something is ek op 'n program en ek het net die bruids uitgehaal toe so die begin van die afro incoming natural hair. Ek was nogal trots op my cruise koppie, because almal wil toe hulle hare krul en almal vra my, hoekom maak jou hare so? Toe gaan ek,
Het jy dit geperm vra mense? Dan gaan ek nee, dis net nat. Hey, hy perm, ek vergeet van hy perm. Maar ek het die perm gehad en my hare was net so krulletjierig nat. Na conditioner uit is, dit is hoe dit gelyk het en toe was daar die begin van products wat ons beskikbaar het om my krulle te behou. Maar ek onthou my maat my toe ek by die huis kom. Bless her soul. Toe kyk sy my so, sy sê vir my, daar's die relaxekiet gaan fix net jou hare. Want toe is ek nog op die TV ook met die hare en my een auntie sê, jy gaan nie met hy takbokkie kop ons gesin en familie so embarrass op die TV nie, gaan fix. Fix jou hare. Daai is 'n common thread in ons community. Hulle fix hulle hare vir die wedding day. Nowadays is het downhill met jou hare, ja. Gone. En believe it or not, dis nou nog so. Ek weet maar nou hoe gaan ons hy wegkry? Ek probeer al hoeveel jare nou al om dit ek glo dit iets gaan verander. Want weet jy ons mense voel nie mooi met daai hare nie, né? Veral op jou troudag, ja. Veral op jou troudag. Ons sal liefst R1000 te spend op 'n wig of extensions en sulke goed. Sê ek wat die sit met 'n wig. But they won't have the natural hair. It astonishes me. Ek kan dit nooit verstaan nie. Al sê ek vir die bruid, jy lyk so mooi. Kom doen ons net iets met jou natural hare. Oh, no. I'll be natural after the wedding. Ek maar nou net iets wat het conditioning is. It's conditioning. Maar dis wat ek sê, dit kom van hulle maans, you know, it's iets wat because this is your day. Break that mentality en ek weet nie hoe nie, maar ek weet nie. As soos vir my ma die dag toe ek vir haar sê ek wil trou, toe sê sy wel, ek kan nie 'n man stop wat wil trou nie. You know, as ek het my mind opgemaak, this is what I'm gonna do, soos jy vroeër genoem het, die foto's bly vir ewig, maar van ons kan net nie accept dat, hey, jy lyk actually mooi nie. En is dieselfde ding van as ek vir mense sê wat nou wil trou, hou het klein, hou het intiem. You know, jy hoef nie soveel geld te spandeer en nee, wie is jy om vir my te sê, ek wil 'n groot wedding hê. En ek dink is dieselfde met hare, as jy vir hulle sê, jou hare lyk so mooi, gaan net so as hulle, nee, wie is jy om vir my te sê, and I wanna... Glad nie. Very, very, very seldom. I mean, and that's not only, dis nie net ons mense, dis almal. You know, it's across all nationalities. So selfs wit mense met krulletjie hare soek hulle haar regheid op die trou. Natuurlik, en extensions. Van extensions, wat is die do's en die don'ts? Want ek meen, ek het nie baie lang hare nie, my hare groei nie lank, so ek is... Kijk, I don't mind if you do clip-in extensions, because that's a meer gezonder manier om jou hare, you know, vir die hare. Maar as in terme van wigs elke dag en sulke goed, is glad nie goed vir jou nie. Onthou, jou kopvel moet asemhaal, en dit nodig is amper soos 'n blom, soos 'n plant. It needs the light. It needs the air, it needs everything around it. Nou hou jy jou kop toe geplaaster die hele tyd. Al wat jy gaan nou op enige se bles. Ja. Dis die goddelike waarheid. En ek sien dit ook met ons moslim vrouens wat altyd met die hijab en goed. Jy kan met enigeen van hulle praat wat altyd die hijab dra. They all have the same problem. Nou dit was die wig wow, as die effect van net soos met 'n wig. Dis enige kopbedekking. Enige kopbedekking wat nie genoeg, as daar nie 'n balans is nie. So wat ek nou vir hulle sê, is liewer, the minute you get home, haal af die goed van jou kop af en maak jou hare los, en doen sulke goed, ja. So as iemand nou hier luister en hulle dra wigs, en hulle is regtig, of daar is 'n oorgang, né? Iemand probeer nou hulle hare regkry vir 'n wedding of vir 'n special event. So as hulle nou dan nou wel 'n pruik dra, hoe lank moet hulle dit aan hê? As dit okay sê net maar hulle gaan weer toe, dan kom hulle terug so selfs met die hijab. Sê jy haal dit net af die moment wat jy kan en jy's veilig by huis. En ja, dis wat jy doen. En hy ponies wat so styf trek, sommige mense lyk mos ponies dra maar ek moet nogal sê dis een van my gunsteling hierdoes. Ek weet maar altyd sê. Ek man wange mos man. Ek dink almal lyk so mooi as hulle net 'n slick back in 'n pony. Ek sê altyd, if you want to do something, moenie die yellow wig doen nie, just do a piece, a hair piece. En jy kom vanaand huis toe, haal dit af, maak jou hare los en you're fine. En jou hare gaan nie duur so baie. However, as jy jou hare gerelax het, en jy doen bly dit, that will cause breakage on the hairline and
all kinds of destruction to the hairline, you know. Want chemical hair is mos al klaar gedamaged, so dis klaar vulnerable. 50% damage from relaxers. Sure. Yes. That's a lot. Yeah, and I imagine you applying that pressure. You know what I'm saying? Sure. So al wat gaan gebeur is, jy ruk jou hare uit van die roots af. Jo, bra. Sonder realize jy doen Die dit. visual. Jy dink nie eens jy doen dit nie, maar dit is wat gebeur. Ja. Sê my gou Sadiq, het jy al by 'n wedding gekom en die hare was 'n ramp? Soos jy was like, Daar's niks om mee te werk. Niks om mee te werkie. Jy moet nou al die tricks uit die boeke uithaal. Het jy al so 'n situasie gehad? Gelukkig nie, maar dis hoekom ek maar nou ek glo, Ja. and I believe you gotta have a trial before the wedding. Got Ja. you. Got you. Dit, maar in die ou dae ook nie. Nee, ek meen nie dat 'n vrou wat gaan op 'n wedding dag op eerste like, you know what I mean? Ja, Jy sal maar altyd ja. 'n plan moet maak. Al is dit 'n pruik of iets maar ja. Ja, met 'n prik, ja. En as dit nou regtig sleg is, dan sal ek sê let's look at the big option for this because you don't want to do your natural hair. Ons gaan maar nou die route. Is daar enige trends wat jy sien wat vir jou laat gaan, ouens stop het met hare, like wat mense net insist. Want jy weet mos as baie influencers deesdae Ja nee. wat maak of hulle hairstylists en hair visionaries is, maar Ai tog. Ek gaan maar niks sê oor dit. Ek bly liever stil. zip, hy is besig om te kyk na sy Maar ek meen as voorbij terrible, such bad hair going around. I mean, you see it on the streets every day. Wat doen jy? Maar dit is ook die ding, hulle hairdressers doen die aan hulle. So they don't know better, so hier loop hulle rond. My eerste is die wigs wat so vastgeplak is hier op die voorkop. En dan sien If I can only get rid of that story. Really? Yes. So the lysfront Maar die lys is nooit reg gedoen nie, because hulle wil nie geld spandeer om het to get the best out of it. So they won't spend that money to go to a proper person to do it. Nee, hulle doen het sommer by die huis. Dan sê dan sê luister maar hier, haarpad op jou voorkom. Wie wil jy kom ek op shoots en sit ons met sulke probleme. But there's on my turf. so dan haal jy af en reapply. Kom. Al af. Ek soms eigenlijk af, ek vat my die skeer en smek het net so af, whether they like it or not. Maar nee, in most cases, they're like, oh, yes, it looks really nice. Hulle kan mos sien. Maar as jy nie skaam om so rond te loop met dit hier voor voorkop nie. Ja. I didn't know. Ek sê, no, but it's not to know. Jy kan het sien. Maar ek het gedink op 'n stadium is 'n trend van sy sien dit in elke winkel. Maar dis die ding. Dit is so erg geraak, want almal lyk so, I mean, jy sal dink is 'n trend. Ja. Maar is die lelikste trend wat ek ooit gesien het. Yes, I mean, rather spend money if you are gonna be that girl, Yeah. spend that money. Sadiq, ek dink die ding wat ek geleer het is as jy extensions gebruik of 'n wig gebruik, die hele punt is mense moenie weet nie. So die Maar dis hairkalle nie- moet so naby as moontlik aan joune wees, Dankie, so that people Eloise. see you, but they can't, hulle moet gaan, is dit nie? Ja, dankie, Is dit nie? baie Dan dankie. het jy 'n stylist gehad en dan het jy dit goed gedoen. The moment, dis soos 'n outfit, jy moet nie sien waar is die outfit se design. It must just look hot On you, ja, as jy sel met hare, you know. En as jy hairpiece of enige iets kan maak, seker jou hare en die ding is dieselfde kleur. Sure. Jy kry in baie gevalle wat nou is dit mos nou die natural hare, maar die wig is sommer 'n rooi of iets heel ander. Of die natural is krullerig en dan is die extension piece seepglad. glad. Nee. Maar that's lack of education. Maar daar's ook iets wat ek wil sê, nee, baie van die stylists wat nou in die ronde is, they were from Instagram. They never went through training. Hulle het nooit in salons gewerk nie. Come on. Selfs as die make-up. Allemaal. You know, nou dink hulle almal hulle is die professionals. Now they're feeding this wrong information to their clients. En dis nou En hy die klein hele- kom by jou uit wat die expert is en wat weet en sê ek soek dit soos daai. You know, but I will always make sure you know, ek doen my best so Laat it jou looks most verstaan. natural, you know. Ek sal nog nooit laat iemand so rondloop nie een van my kliënte of op my jobs. 100%. Hulle sê gone are the days wat manne soos hulle seuns soos hulle pa elektricians is en nou straighten hulle hare soos hulle maas. Kykie, Sadiq, ek wil gou vir jou gevra het. Hoeveel druk is daar op jou op 'n stel om daai hare perfek vinnig te kry? Because you know tyd is altyd 'n dingetjie. Ja, nee, kyk, dit is altyd so ding op commercials. Maar ja. die ding is, you know, that's why it takes
years of Come on. dit is jare se experience wat jy weet presies wat gaan nou werk. Jy het Come on. al halfuur om so 'n look klaar te kry. En Ja. gelukkig vir my, you know, soos ek sê, I put in the years, so kan ek jou net gou, and I'm not name dropping, toe die Kardashians uitgekom het. Anyway, Kim gooi vir my so braai, sy sê vir my die oggend. Toe auto hulle hier na Suid-Afrika toe kom. Ja, nee. Ek kan nie net sê uitkom jy ons ding op die TV. Okay, toe Oh, na sorry. Suid-Afrika toe gekom het. Sorry. Okay, As nie. Ja, wat hulle uitgekom het en but nou daar is die tyd nie. Sure. Ek dink as iets soos 'n halfuur per head. hare, halfuur vir make-up is sê net die oudste, die 3 oudstes, nie die Yes. jongste. So En Chloe sy en wys vir my Kendall. so Nee, 40s. Chloe en Chloe, Kim en Courtney. Courtney. En dan lag jy Moenie vir Courtney vergeet, die Courtney is hy die al. oudste my broski. Ja. Is dit die Ja, oudste? sy is die oudste. Ja. Sy sê ja, en dan sit Chloe en dan Ja. sit Kim of Ja. so iets. Ja. Ja. Sorry. Ons En, interrupt jou. Anyway, maar sy sê nou toe nie by my nie, sy sê mos obviously vir PR, wat er PR? PA. PA. So hulle gee vir jou 'n blaai en sê Yeah, no, but we want to say, but it must be, we don't have time. En dis aan my, Wait, ek wil gaan net ouens. Ek wil gaan net voor jy storie vertel. Die ou het die Kardashians hare gedoen. Nou, nie iemand anders ouens. Julle weet hy Die OGs, die OGs. Bekend vir hulle look. This guy. Nie net Ons bekend ken nie. hulle storie net gaan soos hy. Kim is particular. Sy is Come on, particular. man. Sy sê hulle bel vir jou. Thabo Mbeki bel vir sy dikkie. Ja, nie Thabo These people Mbeki. are coming in. When nee, you- this was no just from production Nee, company, ons- no, Nee, obviously. ja. But anyway, and happy PA say for my, oh, Kim wants us here, but we don't have time. It's 30 minutes. We only have 30 minutes because we got to leave on. Kijk, je blij en ik denk, oh, this is in my signature do. And it's really easy. Je weet, I thought this boy. Kykie. That was always been my signature. Come on. En ek tong van en sy praat niks nie. Ek sê vir jou 20 minute, kant en klaar. En sy sê net, sy gaan kyk in die spieël, maar sy het amper omgeval. Sy sê vir my, how did you do that? Nobody's ever done this to my hair, not even in Hollywood. Do they do it and like this? Come the on. way you've done my hair today. Ja. I like En it dis- 16 in 'n salon begin. en dit was nog die eerste dag. En toe na dit, it broke the ice and we were so much chummies. Maar dis die ding, Nou, Sadiq. ja. Dis die ding. As 'n man of 'n enige stylist ons se hare reg doen, you are a friend for life. You are. You really, really are. En dit het toe met die ander susters ook. En hulle was 3 keer uit en hulle was net 3 keer in Suid-Afrika. En ek het al 3 keer met hulle gewerk. Hulle met Quest, met Pan LA. So, ja. Nobody touches our hair except Sadiq Rycliffe, okay? We're not coming to South Africa if he's not available. Man, you're Kardashians, Ek kan ook vir Courtney work. Ja. Sy was, hulle was actually really sweet, hoor. Ek moet dit sê. Kim is al een wat, sy praat nie baie nie, maar die ander 2 was amazing. Nee. Ja. Dis die ding wat ek wil aanvat by jou ook is kos 'n wedding vir die persoon. Nou nie van ons wat gereeld opgedres raak en vir events regmaak nie. Vir die normal person by die huis wat hierdie is die event wat hulle in hulle lewe gaan aan mekaar sit en gaan execute. Vir hulle is die soos hulle pageant moment, né? Absolutely. Maak dit 'n verskil want ek weet hulle mense kyk baie keer na die pageant en dit lyk soos 'n ander wêreld, ander mense, not us, you know. Hoe is daai bridge tussen sê nou maar die troue dag en hy pageant hare? Kan 'n man 'n bietjie van daai tips wat jy by die pageants gebruik trek na 'n wedding toe? Oh ja, ek doen dit al die tyd. Al die tyd. Veral as die bruid nie weet wat om te doen nie, dan I pull out one of those, you know. Sure. Altyd, ek sal nie sommer die pageant gebruik, ek sal een beter as dit, die Victoria's Secret girl. Kyk. Verstaan jy? Because you can't go wrong. Once you show them the Victoria's Secret girls, amper soos is elke bloody bruid verlyk soos Kim Kardashian. Yes, sir. Dit is vir my die snaakste ding wat ek al ooit gesien het, maar elke bruid as hulle jou boek vir 'n wedding, Sure. wit of
kleerling, swart, wherever, Come on. they will come with the Kim Kardashian picture. And I said, no man, why don't you shake things up a little bit? Let's do Victoria's Secret rather. Because it's very much the same genre, maar is meer, it is baie meer as wat Kim se hare is. Want Kim het nie hare nie. Let's be honest. Ja. Kim het so, It's the fyn, yes. No. as jy alle hare by mekaar sit, is soos my pinkie. So hoeveel extensions. weeks? Wag, spill die secrets want Ja, nee, want- dis alles extensions. En jy kan nou sien, nou nog is wigs. Kim se hare is so dun, maar die ander twee nie. Ja. Oh. Want Kim always with a wig. En die tyd toe ek met haar gewerk het, soos die weet soos die vlieg, die cornrows met die... met die extensions, ja, die wefts wat hulle aan Ja, maar ek, maar ins. ek doen baie dit met bruide. so ins. Met die sewings doen ek baie nog. Ja. Dit is nog wel 'n gunsteling onder bruide. Because 'n bietjie volume. almal het hy hare nie. So vir die dag you want to make them look their absolute best and then that's when I say okay, but don't become a wig girl now. Yeah. You know, it's for today and for special occasions because when you get into the wig culture, dan vergeet jy het hare hier onder. En dan wat gebeur? Bless. Dan Yes. is jy Ek kan bless. nie op haar celebrity, maar ek gaan hom nie noem Nee. nie. Asseblief, Tuurlijk kan ek wil ook nie. ek wil Nee, dat was my ek kan vraag. nie. Ek wil vir jou vra mense se naam, maar was al 'n ding waar jy 'n celebrity gesien het en dan haal sy hare af of haal sy en dan is hy soos what is happening? Dit is amper die most common ding wat jy aldags Sure. altyd. Vir die luisteraar hoor nou net hierso, you know, because ons almal raak groot. Want dis die op dit mense ding, na wie toe dis- ons is spy. Ons Okay. kyk na hulle, ons gaan my hare wil soos dan weet want dis ek dink wat my altyd opval as mense so kom en dan gaan ek jy weet nie hulle het hairstylists on tap wat gou vinnig vir hulle kom ietsie insit nie. Daai is nie hulle actual volume nie. Dit is 'n special event selfs vir 'n celeb because their look is their work. Yes. So they've got teams of people Oh doing no, this. 100%. Celebrities, of course. Elke dag they have us on standby a hair and a makeup artist. Sure. Because glo my, nie een van hulle lyk eintlik soos julle daar sien op Instagram. Is daar iemand met actual hare wat jy weet van die celebs wat soos wat ons want dit is mos 'n image ding. Yes. Nee, hulle curate 'n image. Hulle maak seker die hare, die gesig, die make-up, die klere as alles 'n span wat hy vrou so laat lyk. Is daar iemand wat actually so lyk sonder? Glad nie. Dankie. No, that is a fantasy. That's definitely not true. Niemand lyk soos hulle daar lyk op Instagram nie. Glo Kykie. my. Daar's baie mense wat kom in die oggend en vra jy ook maar waar is hy vrou? I praat in I've seen Yeah. that a couple of times. Do you know what I mean? I've seen that a couple of times. En dan sien jy nou as jy hare en die make-up by mekaar kom en sê, "O, okay, daar's jy." He said no. Ja. Sy het jou gesig Ja, opgesit. ja, But I've seen ja. it on sets met make-up alleen ook en dan ook even met hare. En dan is ek soos, okay, ek verstaan dat jy het nog nie make-up aan nie, but what happened to you? Ja. En Ja, nie dat ek sê Dis my nogal ek 'n het common perfect ding, hoor. hare. Niemand lyk soos daai nie. Niemand There isn't. lyk soos daai nie. I always tell the average girl, please don't let that be your inspiration. Jy moet jou eie inspirasie and do with what you have and make it work for you. Come on. Moet nou nie alles Come wil on. dat trend en goed wat Ja. trendy is nie. Ja. Because dit gaan nie altyd vir jou werk nie. Ja. Find the thing that works for you and go with that and that is Gaan vir your 'n thing. Rebecca Malloy look. You know what I'm saying? A lekker 'n fade. Rebecca Malope. Malloy. Stop dit jy. Ek bedoel ons het 'n bus in Afrika gehad met so 'n fade. Ja. Soos ek weet nie, maar sy is Rosie, jolig You gelyk. know what I mean? En sy was Miss Universe met haar sy Dis hare. wat ek sê. Ja, You know what I ja, mean? Ons hoef almal te lyk soos Kim Kardashian, you know? glad nie. You gotta work with what En you tot have. Kim Kardashian herself bly like ook maar nie so sonder haar. Do you know, wat ek vir jou ook wil vra is, want make-up en hare het so 'n transformative effek, nê? Dat selfs vroue, omdat hulle nie baie make-up dra nie, dan sien hulle self op hulle troudag en dan lyk hulle nie soos hulle self nie. Of hulle aanstaande sien hulle en die foto's lyk great, maar môreoggend skrik hy wakker langs iemand wat hy afgewas het. Ja. Waar is hy balance tussen enhance wat daar is, maar nog steeds soos jouself lyk? Want baie vroue sukkel daarmee. They want to be transformed. Hulle wil die hele contouring en what move. Hulle wil die hele treatment. Dis vir my, dis nogal 'n redelike make-up ding dit, ek moet sê. You know? Okay. But in terms of the hair, I would always keep the hair closest, especially vir die bruid. Ek sal altyd net merk en dis my ding en almal gaan sê tot op my shoots I will say, can we keep this girl closest to what she really looks like? Come on. Because what's the point?
Yeah, that's You're why we selling- casted her. That's jy why she's verkoop here. A lie. Do you know what I mean? People don't want to see that anymore. Glad nie. Maar ek dink waarvan jy praat is meer met die make-up. Because kyk, met hare, you can always switch it up with hair, you know, and become whoever you want to be. Maar die contouring story is nogal dangerous story. Want môreoggend as jy wakker skrik, vader, toe die man gaan ook sê, wie is die? Maar daar is baie manne wat gaan I don't recognize Nice. you. Want ek dink en dis ook 'n probleem wat ons vrouens het. Dis met die acceptance of self, né? Ons dink al ewig ons moet mooier lyk as wat ons is to be accepted. Yeah, maar As jy op 'n date gaan, dan doen jy al die moeite maar you don't show up as your true just self. Yeah, but the whole thing here is if a guy wants to date you and they see you in your natural environment, why should you do that? Okay, 'n bietjie lipstick en 'n bietjie mascara, that's enough. Maar jy wil nie daar gaan druk jy 'n bloody mask aan, you know. Ja. En dis hoe Weet jy- mense lyk. Ja. Ja. Ek wil Dis- sê en dat- wie wat so mans hou glad nie van dit nie. Ek het dit gesien al. They're like, oh no, you got too much makeup and all those wigs and things I can't take. 100%. Yeah, they just don't tell her hou nie daarvan nie. Weet jy wat Sadiq, ek stem 100% saam met jou. 'n ding wat ek nog gesien het met my vrou is of 'n voorstel wat ek dink jy ook sal sê is ek dink vroumense moet meer met hulle hare speel. My vrou het groot geraak met haar niggie, haar suster se kind en sy het baie suster se hare, se kind se hare gedoen. Baie styles gedoen, gevleg, uitgekam, goedjies gedoen. So met die gevolg is my vrou, baie keer skrik ek self en sê, hey, is dit nou jy of wie is dit nou wat jy uitkom, because sy speel met haar en sê, okay, dit pas by my gesig, dit pas by my gesig, of daai pas by my gesig. En so kan jy ook dan met jou kinders wat kom, se hare ook bietjie, maar ek dink baie mense is so bang om self te vat in hulle hare, dat hulle is net soos, ek sal dit iemand betaal. But if you play with your hair, but Oh yeah, if you can figure out you know, hare te doen, ja, nee, You know. dis die beste ding wat jy kan aan jouself doen. Ja. Regtig Wat waar. maak jy met 'n stylist wat vir jou sê ek is die professional, ek weet van hare, maar jy weet my hare gaan nie daai look my tuin nie. Is net in die salon mooi, maar as ek die by die huis moet gaan blou, it's not gonna fall like that. It's not gonna look great en dan het jy jou geld gemors en jy het 'n confidence issue daarna, kos nou is jou hare in 'n style en dit kan nie aanhou nie. Ag, ek dink maar wat in daai geval is bietjie tricky, you know. Ek dink jy moet maar net leer om jou eie hare, you know, find a way that works for you and your hair and that's it. Moenie vir iets te complicated gaan vir jou hare nie. Do you know what I mean? As iemand hulle hair natural wil doen op die wedding, né? How do we elevate it from just curly to wedding natural? Oh, there's so Lots of much. tips. There's a Jy lot know, of ja. stuff you can do. Spel dit asseblief. No, toe. that's klonk goed. I mean, as jy 'n boshare het, my father, you can work that hair van plat toe into 50s hairstyle. You can do anything. Jy kan enige iets doen. There is no restrictions with hair. Dit maak nie saak wat se haar jy het nie. Then going back to all these products now, daarom sê ek vir jou, al die produkte wat nou daar is, you can create and enige ding. Yeah, and if you Nothing- have not a lot, how to create volume? There's things for that also. Maar daar's wat ek nou sal sê, op jou wedding sal jy nou bietjie van Hulp kry. extension. Hulp kry. You know, you'll do that. And I think nogal is nogal belangrik dat jy, because so mense het nou regtig nie die volume hare nie. So Ja. what do you do? Then you resort to that. Maar as ek sien, as niks verkeerd met jou hare nie, no, I'm gonna work with your natural hair. Ek gaan nie vir jou encourage om 'n week of 'n ding aan te sit nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Het iemand al 'n meltdown gehad? O Like a emotional meltdown Ja, en- jy kry hulle. You get them. Sure. But what do you do? En dan kom kry jy resentlik jare of die make-up nie. Dit is net, it was so overwhelming die hele dag. Nou, as alles maar 'n probleem, you know. Want dis die ding, ons hairstylist is baie therapeut. En nou kom ons waar jy nou inkom. Ah, You know, ja. as the hair person. Soos ons, wie weet nie wat gaan ons doen. En die secret wat ons het van al die vrouens is belaglik.
Vertel ons 'n paar secrets. Hy het 'n paar Miss World gehad onder sy hande because nee, ons kan nie vir hom secrets vra nie, want hy moet sy toekoms hierso beskerm. Presies. En ons kan nie confirm of deny of enige van die stories wat hy nou hier vertel het iets met jou te doen het, so 100%, don't take it, né? Ja, Moet dit nie vat nie. Mis gewees is al. Miss what? Yes. Sadiq, wat sal jy sê is die beste budget-friendly haargeheim, vir mense daar buite? En ook, wat is die ding wat jy dink mense moet ophou doen aan hulle hare? Dat sal het wees, hou op met relaxes. Come on. Go with the flow of your hair. And that's the best thing you can do. And soos ek sê weer, there's a groot movement towards natural products, niks chemical nie. So enige iets wat anything that's natural is the way forward. Anything. So when you go out and you go buy products, Kyk op die kyk vir labels. goede wat natuurlik is. No parabens, sulfates en mineral oils en petroleum, what? Ja, glad nie. Go natural en jy gaan my weer vertel. So, nou weet jy met al hierdie groot clients en hierdie groot name en goede, do the common person still have access to you? Like, 100%. ek vra maar net because ons wil at my house ek het 'n cottage agter my. Solomon, bring die girls. En ek het dit in 'n salon, it's a fully equipped salon. Sure. But because ek kan nou nie eintlik in 'n salon as I do it only weekends when I'm home. Ek het nog my kliënte van dat het nooit verstaan nie. Sure. Van die 80s af. Nou nog dieselfde mense. Dan het ek hulle kinders wat trou. Ek meen ek het nou 'n maand terug. Dit was 'n nice storie eintlik. Ou bel my toe sê, nie iemand wat ek ken. Oor die jare, die ma was my client. Ek het haar wedding gedoen. But at that time we were the same age. Asmos. Toe doen ek home wedding. And hy bel my toe. Hy said, Sadiq, we always told our daughter, you're going to do a full matric dance. En ek sê, nee man. Sy was nou die dag gebore, hoe mens 'n matriek dans? No, not that. Ja, dit ook. En ek sê, but I'm not available. You caught me now at the wrong time. Sadiq, we promised this child, and this child has been following you on all your socials. You have to do this for us. Ek gee jou R10,000. Yo. En ek dan kom ek nou uit die ander job. Maar dit was nie oor die geld nie. Glo my, I didn't. Of course. It was the loyalty, And my heart went, ek het regtig gesê. En anyway, kom toe, gelukkig het ek 'n agent. En I say, you have to, for today, jy gaan maar nou 'n storie moet opdink, but get me off this job. Ek moet die kind se hare doen. But ek meen net die, the trust and that's priceless. It was absolutely niks te doen met die R10,000. Want ek het straight vir hulle gesê, nee, ek kan dit nog nooit doen. How can I take Can't charge that. R1,000, dit maak nie vir my sin nie. But betaal my daarom vir my dag. No, of course. A day rate, Because I had to get myself out of the job. Ek het vir ongelooflike clients wat they are so. Maar ek dink as dit by 'n man kom, ek weet ek het dieselfde barber nou al vir die afgelope jare. Ja. Myself, ek gaan ook na 'n ou wat daar is. The same guy, En ek dink by vroue is dit nog meer passie. If maar soos they ek have sê, somebody. as jy iemand kry wat jy uit die stoel uit opstaan en you blom, nee. Jy vat aan hy persoon, like it is so intimate, that bond, want ons hare is emotional, man. 100%. 100%. Ek sal ons like om 'n vlieg in die That is why, daarom sê ek mos nou, ek het nog kliënte van die 80s en dan het ek hulle kinders. En dan sien net hulle kinders en dan sit die vriende. And it's just a thing die hele tyd. Daarom het ek gesê, I'm rather going to go back into hairdressing because for my in media, there's no more money involved because alles is so gefilter en is nie meer real nie. AI is coming up, so this industry is going to go through a change, a big change, transformation. Where they're not really going to need hair and makeup and stylists anymore. Want hulle kan 'n hele ding create. 'n hele model create. En nog 3D print ook. Met die hare, met die look en die hele outfit. So, ek sê nog 'n 2 jaar en they can manipulate things without the human. Maar hulle kan nie vir hairdressers, they can never touch us. Because jy gaan aldag jou haar om, altyd jou, you need your hair, you have to do your hair. But are you very active on the socials? You say nog I try to be, I'm not as active as I should be, maar jy moet dit vergeet ek van die nonsens. My agency, you gotta post this,
Sê ek, okay, why don't you do it then? Jy post die al hierdie groot op. Sadiq, kyk hier, ons het nou so lekker met jou gesels en ek dink as iemand die luister, hulle gaan baie beslis 'n idee kry. Ek dink wat vir my nou uitgestaan het uit hierdie chat, natural is best. Yes. Raak verlief op jouself, op jou eie hare, soos wat jou hare is. Ek dink die conditioning wat ons vir al ons gemeenskap gehad het vir al die jare oor reguit hare is bietere. Ek weet ook toe ek op skool was, daar was kinders met reguit hare wat bietere gelyk het en hulle was dadelik in 'n ander klas gesit oor hulle hare. Absoluut. Maar hare Daar is nie fisies in 'n klasie, maar in 'n is you know what I mean? Ja, maar daai was die mindset. As jy hoe gladder en langer jou hare is, Ja, hoe beter is jy? automatically sit hulle vir jou in 'n category jy's daar. Kyk aan, Sy's as jy- ryker, as- sy's as jy slimmer, weet alles, sy's more as than- jy- jy beter. professional hairstyle Google as jy ons natural hair wat opkom nie. As jy unprofessional Google, dan kom ons 'n natural hairstyles, afros. Daar was 'n chommy van my wat yes, go try it. Daar was 'n chommy van my, sy sit op 'n Zoom call. Sy werk vir een van die groot financial institutions en gewoonlik sien hulle met haar ge-GHD daar, né? By die week. Nou sy by die huis because hulle Zoom call en sy het haar hare bietjie natural gelos want dit's nog steeds kleurierig, né? Dat haar manager vir haar sê, "Okay, met ons volgende meeting sal jy net jou hare ordentlik maak." In What? 2024 is die vir haar gesê op 'n Zoom call. So that is the perception out there in the world. So ek kan verstaan as 'n vrou nie op haar wedding rough. haar natural hare wil Hare dra nie wil, because ja. everywhere, Ja. corporate, schools, kyk Parktown girls, waar hulle bekleed met die kinders oor hulle met hulle afros Ja, wil skool onthou toe jy gaan. nie? Braids is nie natural, dis nie netjies nie. Dan sê die kinders, maar kyk die ander kinders met hulle gladde hare, hoe wild is hulle hare? Daai is ook nie netjies nie, Yes, maar dis yes. gladde hare. Yes, So ja, that ja. not neat as Ja, acceptable. ja. No, Maar I ons think we- natural hare is 'n manipulation en ons maak ons hare seer om dit in 'n ander style te sit wat dit nie kan dra nie. Dit kan nie. Wat 'n professional lyk Dis wat vir ek die mos nou viewer. sê. Going back to that relaxer. Al wat jy gaan doen, jy damaging jou hair en op die einde gaan jy sonder niks hare sit nie. En niemand You wil wanna sonne. fit in with this stupid criteria. En hoorie, wag vir oulas, die accessories, by sommige mense lyk mos 'n ou kroontjie insit op die wedding day. Wat dink jy van daai tipe accessories? Ja, wie wat, ek moet nogal sê, I love it. Nee, is hy I vir love- is hy vir die jare? Okay, ek is nog nie vir die jare nie, maar Maar 'n ek hou kleintjie. van 'n klein vintage nommertjie, lyk nog altyd mooi in die jare. Ja, you know, it gives you that het gee hy bridal man. Oh, So lekker. ek dink ja nog nie 'n kroon nie, maar it's nice, you know, simple girl. Yeah. Girly. Dink nog I alles like cute. it. Ek glo nog alles cute. That is bad. En as hulle dit nie het nie, dan sal ek dit nogal voorstel. Kan jy dit glo? Come on, Dus het- man. O ja, nee, Come on, man. Want op jou trou moet jy nie terughou nie. Jy moet al jou fantasies uitleef. You know, but don't go too big. Just keep it simple. Just don't go too big. How about that? Don't go Keep too it big. together, yeah. Just always maintain wie jy is. Want toesins nou gesê het 20 jaar later, wie nie sê, "Hoe kyk hoe lyk ek nou?" Why didn't I listen, you know? That's why it's important you listen to your hairdresser. And choose the proper hairdresser for yourself for your wedding, especially for any big occasion. Yeah. Dan dis al manier hoe Ja. dit gaan uitwerk, because now and also you have to go for the trial. I fully believe you must do a trial. Because jy kan nie die dag, jy weet nie wat nie, because hulle gaan jou pictures stuur. Sure. Oh, this is my glad nie, ek het al clients dat sê, "Oh no, my hair is this, ek kan ek sien is extensions." Sure. It's like, "Oh, please man, just be honest with me because I need to know Let's not this." waste each other's time. Ach no, you know, just put a few extensions here. I said, yes, that's fine. Take it out or let's meet. But I can't judge from this picture I don't know what to expect here. If otherwise, then I'm not going to cancel on you. Klaar. Ek like daai wat hy sê dat luister na jou hairdresser. No, you go That's for the good. trial. Gaan sien die beste wat jy, you know, en maak seker die mens, if it works for you, that's your hairstyle. Ja. Kyk, wat hoe geld praat man, want sommige mense wat hier luister, they tend to think dat 'n pro het 'n price tag en ek weet hoekom 'n pro 'n price tag het, want is die experience wat jy het, 100%. dis die feit dat jy weet dat daai persoon gaan weet wat om met jou hart te doen op hy dag in die time frame. Maar as 'n man kyk na sê nou maar die trial en 'n booking vir jou wedding nê,
Want budget is nogals 'n issue vir mense om uit te werk. Hulle weet nie. Ja. Wat is like die price range? Ek soek nie 'n spesifieke prysie kos daar is nie. Dit hang af wat die client wil hê. Ja. Iemand wat extensions wil bysit, dit gaan obviously ekstra kos om hy in die hande te kry. Extra hare. Verstaan jy? Ja, mense, Ja. extra betaal. Met 'n Ja. peer se paar peerde se steer. Vertrou is hy, pere? As die pere kom, Ja, you know what I mean? ja. Ja, maar nie selfs 'n pony. Like wat se price range kyk ons na? Okay, Obi, kyk if you have the trial sal so 3/4 van die prys wees van die Actual price, so ja. So sê nou vir voorbeeld jy vra R5000 vir die bruid. ja. Ja. Maar nou vir natuurlik vir die trial kan jy nie $5,000. Of course, ja. So you'll go like 3.5. En as jy But don't quote me. Nee, I'm just using dis 'n ballpark. Ja. En as jy mense moet doen, so boek hulle dan nou net vir die bruid of boek hulle jou vir die bridesmaids ook? Nee, nou moet daar boek hulle vir die hele entourage. Hoor. Nee. Vir die maans, die skoonmaans. En dan het jy 'n skoonsusters. daily rate en nie 'n per person rate of Nee, dan maak ek het ja, then you package. Then you make it a package. Ja. Maar dan bring ek ook meer hairdressers saam met my. Ja. Staan nie met 100%. Because jy kan ook nie een mens met 15 mense saam doen. Dit gaan nooit Yes. uitwerk. Ja, bring ons maar die skoonmaak en die mama, ons het al vir jou betaal. Doen ze maar my ma se hare ook nou hier my skoonma se Jy hare. kry hulle. Glo my. Ek Hulle weet. Jy het net gekwoot vir die bruid, maar sal die skoon maar. Ek het my hare vanoggend gedoen. Maar kom gou, ek kan nie net weer hier. You know? That's up. So you got to be very clear when you take that booking. This is how it works. Moenie kom met julle gedagtes nie, want Solomon ken sulke ek ken mense. van julle. Nee, ons ken hulle almal. Ons eie mense kom net so. Ja, vir jou mooi vertel. Hy nee, ek het vanoggend my hare gedoen, maar kyk, jy plat en die en die. Maar nou is dit nie net touch-up hier en daar nie. Jy moet die hele ding Dis 'n hele move, 'n hele And now move. you is in a situation. Ek weet nie, you know, because now you automatically you got a liking for those people. Ja. Nou wat doen jy? Wat doen jy Ja, man? so for my now slim. to cover my bases, maar dit ek geleer oor is oor Oor die die jare, jare. you know. Glad nie, how many people are you? There's no touch-ups for people I didn't do. Touch-ups net vir die bruid en die ma en so aan. The rest, klaar, op, met 'n boek en 'n betaal. Hoe lank voor die tyd voor die seremonie moet hare klaar wees? Probeer jy dit so naby as moontlik aan die seremonie doen of kan In die meeste gevalle was ja, sal ek sê die naaste aan die actual ceremony. Ja. Maar ons gee altyd die bruid so 'n uur of so. You know, because ons nou getting ready en Ja. na sy aangetrek is voor sy mos nou die trou. So ek sal sê be ready like to be honest 'n uur voor die tyd. Jy klaar kant en klaar is met haar heeltemal. Met touch-ups the works and from there out. You have to give them an hour man. jy Dit was lekker. Maar weddings is nogal lekker. I enjoy it. Nee, wat enjoy die meeste? As a hele vibe, you know. Yes, the whole man, vibe the of the excitement wedding. in the air. Excitement, ja. Ja, en, man. en hoe die skoon ma en die Ja. maans allemaal sê het, you know. Ja. Oh, dis nie nog 'n ding. Have the trial. Because of the bride, okay, is they trial op hy dag. That's what it's going to be. Nee, nou kom jy. Nou kom Auntie D. Oh snap. Die en ons allemaal. Is Nee, nou- nee, vat hy haar. Ek dink dit is nou mooi daar lyk. Man, wil jy nie die sit daar. Nee, daai blom is nie reg aan. That's why a trial is really important. Ek sal sê enige ene wat trou nou. You make a date with your hairstylist. Please. Laat hy hairstyle and get a hairstylist that knows your type of hair. Come on. Wat jou tekstuur hare ken. Come on. En al die, moet nou nie net because it's a famous iemand nie, of it's someone that Hey, because it's a because jy famous gaan jou person. vastloop Sure. op die dag en jy soek nie dit nie, you know. Vat nie meer, just find the proper person that's going to work for you. Klaar. vir iemand wat hier op hulle kop vir hulle sweet, want sommige mense as hulle stres het net dan sweet hulle van binne af buite toe. Ja, maar nou daar is nou niks wat jy kan doen. Niks wat jy kan doen. There's So as die nothing you hairstyle can do. daar platval as dit nou maar tickets. Yes, ja. So doen maar net jou hare plat. Nee, maar daar is Dit nog in jou hare so. Oh, keep it low on the low. Van baie mense stres nie soos wat hulle gaan stres op die wedding day met die trial, so daar's baie goeie Ja. wat jy nie gaan weet kan happen. Kan gebeur nie, maar nee, daar is nog. Ek sal sê jy sprei net jy Holdings. Veral soos weddings wat nou soos op let's say Durban. For the humidity. There's nothing you can do about that. So wat jy doen is jy sprei
ding as spray dit haar. hel in Spuit haar hare klipat. Klapart soos 'n helmet. En Jane Seymour said to. that's all you can do. Hy is Because drie nothing blikkies you per can kop. doen. Is jou liggaam, you know what I'm saying? Yeah. There's nothing you can do. En bruide wat daar op die beach wil trou. Daar is mos sulke bruide. Ja, en dan baie kom die manne- wind in. En dan wat? Maar dat was nou 'n hele trend. Die was in die ou dae wat jy nog gewaar het van daai soort eardo's. Ja. Nee, ek dink bruide nou because you sit them down, you tell them it's a beach wedding. Ja. Be as natural as possible. There we go. Gaan met wat jou hare gaan doen op Yes. die dag. Ja. Jy weet nooit wat gaan gebeur. Op die Getrou in die Kaap en vir 1 minute is sun is shining in minute, next minute hy Kom dit neer. so just hou die hare natuurlik. Moenie gaan en don't go against the flow. You know. As ons op die beach trou, nou is jou marriage op die rocks. Oor die Harriet vir hy soos en die fotos is no, ons onder dit. Jo, Ja. weet jy, dit is so lekker om jou te chat. Ons kan nog vir lank chat oor hare want ek dink dit is so 'n ding as movies ook gemaak oor hare. O, jare TV-reekse hare. gemaak oor Ja, hare. verseker. Ons weet almal hoe Documentaries. erg die hare mints en al die goed in huis toe gaan en what. So dis 'n issue, né? Maar ons gaan hier vir jou vir reeks 1 groet. Yes. Dit is die laaste punt in die sin. 100%. Na uitroepteken Ja. met die Mr. Hair. Ja, Sy 100%. hoor nou die bra dit het Ja. hom gevind, né? En het hom so gevind, toe vind ons vir hom en hy vind almal sy clients You know en what dit I is mean? nog one time by hom. Yes. En as jy vir En hy sy klit sy bollas. Ja. As jy vir sy dik gevind het, dan het jy die een gevind. Kyk, You know as what sy I mean? hand eers op jou hare gelê Oh is. man, the blessing. Van haar hand. Dan En jou die dag, veld en die jou daar wedding, is 'n jou ding, man. pageant Daar is 'n- gemaak. Daai man het hier relax nodig. Hy sê aan jou hare vat. Nee, hy is nie relaxed, man. Die hand, man. Daai hand? Hy is gerelaxed nadat hy met jou En gewen. as jy nie gedink het jy kan 'n blou draai vat, die braai gaan vir jou wys. Moenie gaan na indraai nie. Nee. This man will do it. Die technique is Uit die there. roots uit. Uit die roots uit. Bees gelek uit die roots Net uit. so. Oh ja, ka. Nou ja. Was lekker om hierdie eerste reeks saam met jou te maak. Hy gaan ons altyd sy hare goed doen na die sessie. Nee, hy gaan nie shine. Nee, is 'n build-up of product. Ek moet eers 'n bietjie gaan deep cleanse en dan kan ek by sy dik uitkom. Dit was so lekker om hierdie Dit was eerste baie reeks te lekker. doen, hè. Dit was lekker om jou hier te hê as jy uitroepteken. stunning. Ja, Dankie, man. Dankie, thanks Het for was- having me. Thank was you. truly- En Ons ons- weet hy is by die werk nou, so hy's in between. Nee, hy is vry gewees vandag. Hy was so by die week. Oh, okay. Hy het die week geloop aan by ons te koöperatie. Now we never ask people to sacrifice. Ja, yes, eers die 10.000 betaal. Wat het jy nou gesê? Hey, tog, ja, nee. Oh man, ek dink regtig troues die perekop en Sure. ons praat baie oor al die aspekte van wat dit vat om jou troudag mooi te laat lyk, maar ek dink soos Sadiq sê, daar is so 'n groot movement om natuurlik te wees en om jouself te embrace Yes. soos jy is, soos jou gesig lyk, Yes. om jou make-up te doen waar dit vir jou die mooiste lyk en veral hier nou jou hare. Ja. Want daar's 'n honor vir my om jouself naturally te embrace. En daar's 'n honor ook om to show up like that. Kykie, ek sê nie jy moet uit die bed uit rol en troue toe gaan nie. Ja. That's not what I'm saying. Ja, Ja, ja. do get a little bit of polish en mooi maak. Absoluut, Ja. né? Ja. Maar ek dink daar is iets so honoring vir jou potential partner om op hy dag te lyk soos jy gaan lyk. Die res van die lewe saam. Because hy persoon is lief vir jou soos jy is. Hulle het jou al klaar gesien one time soos jy is. Of course, ons wil almal elevate. Yes. Ons wil Yes. almal elevate. Dis hoekom jy 'n mooi rok aan het en jy staan nie daar in 'n T-shirtie, né? Maar So. wie's net jouself Wees net actually jouself. wat ek hier uitkry. Ja, ek kry dieselfde. Ek dink die woord skrik wakker kom van dit af van mense van opstaan, so 'n vrou, 'n man wat langs sy vrou wakker geskrik het en toe staan hare en toe skrik hy wakker, en vra waar's jou Of dogter? hulle moet 2 ure voor die tyd opstaan om weer Om weer gou by jou te gaan hem gou, you know what I mean? Ja. Ja, daar was al sulke gevalle. Ek weet, Nee, Ja, ons ons weet, mense ons- wat moet opgaan staan om hulle gesigte elke dag op te sit. Masker. Yeah, be that's why yourself. just stay true to yourself. Stay true to It's the yourself. maklikste and it just makes it easier for you. For sure. For sure. So moet ons ook stay true to yourself tot ons mekaar weer kry hier op die waar ook al jy luister. Klikkie onder en subscribe en As I move. join ons vir series 2 As I vroeg move. 2026, maar vir nou. Away my brother. Ons is uit. Ons is uit. Lekker.
Die tegniese versorging van al die Trou is nie per te koop nie episodes is meesterlik deur Eshwin Klassen behartig. Dankie meneer vir jou magic wand.